Hallo en welkom. Wat as ek vir jou sê dat hierdie eenvoudige velpapier, iets wat ons almal ken, die sleutel kan wees tot die organisering van alle menslike kennis? Klink vergesog, né? Wel, vandag kyk ons na 'n projek wat presies dit probeer doen, om 'n hele mikrokosmos te skep hier in die palm van jou hand. Dink bietjie daaroor. Die idee om die eindelose digitale internet te neem en dit fisies en tasbaar te maak. Hierdie vraag is soveel meer as net 'n gedagte-eksperiment. Dis eintlik die beginpunt vir 'n ongelooflike stelsel van kennisorganisasie wat ons vandag gaan uitpak. So, hier is ons roete vir vandag. Ons begin met 'n enkele vel papier en 'n reusagtige idee. Van daar af gaan ons die basiese eenheid bou. Ons gaan sien hoe dit in 'n hele biblioteek kan groei, die diep filosofie agter elke vou ontdek en eindig met die insig dat alles, ja alles, in een klein voorwerp vervat kan wees. Kom ons spring weg. Goed, hier is die kernidee. Dink aan 'n enkele A4 bladsy, maar nie net as papier nie. Dink daaraan soos 'n atoom. Dis die absoluut fundamentale bousteen vir 'n hele heelal van inligting. Elke bladsy is 'n saadjie en ons gaan nou kyk hoe 'n hele woud van kennis daaruit kan groei. En moenie dat die info jou vloos nie, né? Hierdie klein 16 bladsy boekie is die argitektoniese fondament van die hele stelsel. Dis herhaalbaar, dis skaalbaar en is juis in daardie vermoë om te vermenigvuldig wat die ware towerkrag lê. Om hierdie groot amper kosmiese idee te verstaan, moet ons dit eers met ons eie hande bou. So ons gaan nou van die abstrakte na die konkrete beweeg. Kom ons skep saam die atoom van hierdie stelsel. Dit begin alles met 'n paar regtig eenvoudige voue. En die mooiste deel hiervan, die toeganklikheid. Jy het nie fancy toerusting of duur materiaal nodig nie. Kennisorganisasie word hier gedemokratiseer met die eenvoudigste gereedskap wat jy jou kan voorstel. 'n Vel papier, iets om mee te skryf en iets om mee te sny. Dis dit. Goed, is jy reg? Vat jou A4 bladsy. Eers vou ons hom in die lengte in die helfte en dan weer. Om 4 lang rye te kry, maak seker daai voue is skerp. Dan draai hom 90 grade en herhaal presies dieselfde proses. Wat jy oor het is 'n perfekte rooster van 16 reghoeke. Elke enkele een van die reghoeke is 'n toekomstige bladsy. En nou vir die oomblik van waarheid, die deurslaggewende stap. Vou die papier horisontaal in die helfte en maak dan een enkele snit, net deur die binneste 3 seksies. Dis die geheim. Wanneer jy die papier dan heeltemal ook vou, sal jy daai gleuf in die middel sien. Druk nou die punte na mekaar toe en kyk hoe daai plat vel amper so stouwerkuns in 'n boekie saamvou. Dis die geboorte van ons kenniseenheid. So, nou het ons hierdie oulike klein boekie. Groot storie, maar 'n kosmos? Regtig? Hoe op aarde word dit 'n heelal van kennis? Wel, dit is die vraag wat ons nou van die handwerk na die dieper filosofie agter dit alles neem. Dis nou waar die prentjie regtig groot raak. Ons gaan van een enkele boekie na 'n hele stelsel. Ons gaan sien hoe hierdie atome saamgevoeg kan word om iets so massief en kompleks soos staal self te huisves. Die getal is 46. Hoekom 64? Wel, dink aan 'n skaakbord. 'n 8 by 8 rooster. Plaas nou een van ons boekies op elke vierkant. Skielik is elke blokkie nie net 'n leesspasie nie, maar 'n houer vir 16 bladsye se inligting. Dis 'n hele wêreld van moontlikhede. Kom ons maak dit prakties. Kyk na die Cyrilliese alfabet. Dit het 30 letters. Ons het dus 30 velde of bladsye nodig. En kyk nou hier. 2 van ons 16 bladsyboekies gee ons presies 32 velde. Die hele alfabet pas perfek in, met selfs 2 spasies oor. En net so word die abstrakte idee heeltemal konkreet. 2 klein boekies bevat nou die DNS van 'n hele taal. Tot nou toe het ons gefokus op die fisiese, die hoe. Maar elke vou, elke snit, dit was meer as net 'n handeling. Dit was eintlik 'n metafoor. Kom ons delf 'n bietjie dieper en kyk na die filosofie wat letterlik in die vesels van hierdie papier ingevou is. Die kernfilosofie hier is dualiteit. Dink daaroor. Dag en nag, aan en af, warm en koud. Die beginsel dat om 'n geheel te verstaan, jy dit eers in sy 2 komplementêre helftes moet kan verdeel. En dis presies wat ons met daai stuk papier gedoen het. Elke vou was 'n handeling van verdeling en die skep van balans. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal sê dit eintlik perfek. Die fisiese handeling om die papier in die helfte te vou, weerspieël hierdie diep filosofiese beginsel.
Om te kan verdeel, moet jy eers verbind. Dis 'n pragtige gedagte. En dit bring ons by hierdie ongelooflike idee van alles in een en een in alles. Dink net daaroor, een boekie is 'n klein kosmos op sy eie. Plak 2 saam en jy die boustene van 'n taal. Sit 64 bymekaar en jy die potensiaal vir alle kennis. Elke klein deeltjie weerspieël die geheel en die geheel is opgebou uit die eenvoudige deel. Dis 'n pragtige, amper fraktale konsep, né? So, wat is die uiteindelike les hier? Waarmee los hierdie eenvoudige stukkie papiervouery ons? Dit kom alles neer op een kragtige, fundamentele idee. En hier is dit, die mees ongelooflike, komplekse stelsels, of dit nou taal is, of 'n biblioteek, of selfs 'n stad, word gebore uit die eenvoudigste, doelbewuste, herhaalbare aksies. Een vou op 'n slag, een boekie op 'n slag. Dis 'n les in geduld en 'n enorme krag wat in klein, herhaalde dade skuil. Die boodskap van hierdie laaste aanhaling is glashelder. Die proses is soveel belangriker as die materiaal self. Die eenvoudigste handeling, met intensie gedoen, skep iets wat die som van sy dele ver oortref. So, die vraag wat ek vir jou los is, wat gaan jy bou met jou enkele vel papier?